Môre. Welkom allemaal hier in die huis van die Here. Ja, dankie. Lekker gereën, ons is dankbaar vir die reën. Ja. As ek hoop het gaan goed met almal. As hy, kom ons open. Hemel Vader, ons dankie vir hierdie nuwe dag. Ons dankie vir al die seëninge en al die liefde. Vader, ons dankie vir die reën wat ons so middelik uit u hand ontvang het. Vader, dan vra ons dat u vir pastoor Jan sal lei deur hierdie dag en deur hierdie oggend en die woord wat hy sal bring, dat dit van die Heilige Gees sal wees. En ons vra dat u elkeen se hart hierop ontvanklik sal maak vir u woord. Dankie vir alles wat u vir ons doen en al die gawes, Vader. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. 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 Dankie. Baie. Goeiemôre almal. Ek het van my syd. Lekker nat oggend gehad en ek hou nog steeds by my storie. Ek gaan nie eenmaal klaar oor die hitte hierdie jaar nie. Ons het baie koud gekry winter, so warm daar is lekker. Vandag wil ek 'n bietjie gesels oor die Vader en die Seun. As ons hoor van Vader en Seun, dan dink ons onmiddellik aan ons aardse of ons wêreldse Vader en Seun, ons vergelyk dit met ons. Elkeen het dan ervarings met 'n pa, of 'n pa-figuur in die lewe, in die wêreld van ons. En dan, almal was nie so bevoorreg om met 'n pa groot te word nie. Party het ongelukkig sonder 'n pa groot geword. En ander wel. Maar altyd is daar 'n maar. Maar party het groot geword met 'n afwesigheid van 'n pa. Daar was 'n pa, maar hy was nooit beskikbaar nie. Hy was afwesig of nie genoeg aandag gegee nie. Altyd by die werk om te voorsien aan sy gesin. Altyd. Daar's duisende sirkulêre boeke en artikels en navorsing en wat sal mense sê, maatskaplike en mediese bronne en wanneer 'n mens kyk na al die statistieke, dan is daar altyd 'n persentasie by. Soveel persent van kinders wat sonder 'n pa groot geword het, gaan kriminele wees. En soveel persent draai na dwelms toe en soveel persent na alkoholisme toe. En soveel persent dit en dat en die en daai. Vroeë swangerskappe en die lys gaan aan. So ons koppel dit so maklik aan die wêreld en ons wêreldse pa en maak 'n statistiek daarvan. En dan sê hulle soveel persentasie van die mense gaan 'n misdaad pleeg en soveel persent armoede en al die goed. En dan al die vrae en al die dinge. Dan as er iemand iets fout doen, dan sê ons ja, die appel val nie ver van die boom af nie, nee. Of aartjie na sy vaartjie. Baie van die kinders draai dieselfde as wat die pa was, of die vader was. Ek was gelukkig, ek het met 'n pa groot geword. Maar ek het oor die jare agtergekom, daar bestaan nie 'n ding soos 'n perfekte pa nie. Daar is nie so iets nie. Elke pa het maar hier of daar, iewers sy dingetjies, né? Ja. Iewers sy tekortkominge. Baie mooi. En ander probeer weer vaderskap vermy. En as ons nou kyk na die woord, of ons kyk in die Bybel, na God die Vader, en dan is dit 'n heel ander saak. Baie mense maak die fout, en dit is ons grootste fout, om die hemelse Vader te vergelyk met ons aardse Vader. En ons maak die fout om dit te doen. En ons probeer so half ons aardse Vader projekteer na die hemelse Vader toe. En dan te dink hy is dieselfde. En party probeer hom vermy. Probeer die hemelse Vader heeltemal vermy, want hulle dink, hulle is bang vir hom. Dan probeer hulle hom vermy so ver van hom wegbly.
En te dink hy's ver en Jesus is naby. Jesus is die een by wie jy nou kan gaan jou saak stel. Dis nou die maan, hè, as ons dit nou so kan vergelyk met ons hier op aarde. Maar ja, in die woord is daar so baie mooi goed en beloftes van die Vader, God die Vader in die Bybel, maar ons kan niks van dit kry nie. Al bid ons daarvoor tot ons blou word, gaan ons dit nie kry nie. Nergens in die Bybel is daar enige ietsie wat sê dat die Vader 'n mens na hom toe wil lei of trek nie. Nergens. Nergens in die Bybel is daar iets wat die Vader ons nooi na 'n kerk toe nie. Nergens in die Bybel is daar iets wat ons nooi hemel toe nie. Of om deel van die Vader se familie te wees. Nou dit klink baie snaaks en vreemd dalk vir party van julle. Maar die Vader nooi ons nie, is nie ons Vader nie. Dis nie ons Vader nie. Dis God die Vader. Ons moet verstaan, nou moet julle mooi verstaan, ek wil nou nie op iemand se tone trap nie. Dis nie ons Vader nie. Dis die Seun se Vader, dis Jesus se Vader, nie ons nie. En as ons lees, sien ons baie plekke in die woord, voor enige iets of enige mens of wese bestaan het, in die verlede, die oneindige verlede, was God die Vader van sy Seun Jesus. En alles is vir hom geskape. So alles wat ons hier sien, en ons almal hier, is as gevolg van die Seun, is as gevolg van Jesus. Ons is gemaak vir Jesus. Nie vir die Vader nie, die Vader het dit gemaak vir sy Seun. En as ons gaan kyk na Johannes 17, waar 'n paar van die dinge verduidelik word, Johannes 17 vanaf vers 5, en nou, Vader, verheerlik my by U self, met die heerlikheid wat ek by U gehad het, voordat die wêreld was. So voor die wêreld was Jesus al die Seun van die God die Vader, né? Ek het U naam geopenbaar aan die mense, wat U my uit die wêreld gegee het. So God die Vader het die mense aan Jesus gegee, my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan my gegee, en hulle het U woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het, van U kom. Want die woorde wat U my gegee het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang en waarlik erken, dat ek van U uitgegaan het, en hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle, ek bid nie net vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. En alles wat myne is Uwe. En wat Uwe is myne. En ek is in hulle verheerlik. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na U toe, Heilige Vader, bewaar in U naam dit wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Lees baie na in dieselfde daar in Kolossense 1, vanaf vers 15 tot 19. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping. Hy, dis Jesus die Seun. Toe ek kan amper lees en sê, Jesus is die beeld van die Vader, die eersgeborene van die hele skepping. Ja. Want in hom, in Jesus, is alle dinge geskape, wat die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Alles is deur Jesus en vir of tot Jesus geskape. Alles. Vers 17. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Jesus is voor alle dinge en in Jesus hou alle dinge in stand. En Jesus is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente.
Ons is die liggaam van die kerk, van Jesus. Nie die kerk nie, kerk is 'n gebou. Kerk beteken niks nie, is net nog 'n gebou, is 'n samekomsplek. Maar die liggaam, die waarlike kerk, Jesus is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Jesus is die eerste een wat uit die dode gebore is, sodat hy eerste in alles kan wees. Net soos nou aan die kruis waar ons gesterwe is gesê ons, ook as ons sterwe, kry ons 'n tweede lewe, né? Die hiernamaals. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon. Want dit het die Vader behaag, dat dit in hom die volle gansheid sal woon. So, wat moet ons doen? Ons moet luister na Jesus en doen wat hy sê. Lees dit in Lukas. Omtrent 8 dae na die woorde het Jesus Petrus, Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. En terwyl hy bid, terwyl Jesus bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. En daar was 2 manne in gesprek met hom. Dit was Moses en Elia. Moses en Elia was al honderde jare dood. Daar verskyn hulle in gesprek met Jesus daar op die berg. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek, wat hy in Jerusalem sou volbring. En Petrus en die wat saam met hom was deur die slaap oorweldig. Maar toe hulle wakker word, sien hulle sy heerlikheid en die 2 manne wat by hom staan. Sien hulle sy heerlikheid. En toe hulle van hom weggaan, sê Petrus vir Jesus, Meester, dit is goed dat u hier is. Laat ons dan 3 hitte maak. Een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Maar toe hy dit sê, kom daar 'n wolk en oordek hulle. En hulle het bang geword toe daar die manne in die wolk ingaan. En daar kom 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Dis my geliefde seun, luister na hom. Dis Jesus, luister na hom. Dis so aangeskryf in Lukas, ek dink in Matteus, Markus staan daar, dis my seun in wie ek welbehae het, luister na hom. Johannes 14, is net so voor die hemelvaart. Johannes 14 praat Jesus net voor die hemelvaart, na sy opstanding. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. So Jesus gaan om vir ons 'n plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Ons gaan terugkom na daai versie, en waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Ons gaan nou sien wat is die weg. En Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So daar is nie 'n ander manier om na die Vader te gaan behalwe deur Jesus nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader. En dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle. En het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien.
En hoe sê jy? Toon ons die Vader. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself uit nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my, Baie mooi, baie mooi. dat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders glo my ter wille van die werke self. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Luister mooi na vers 13. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. So hoe verheerlik ons die Vader? Verheerlik die Seun en jy verheerlik die Vader. Enigiets wat ons vra, ons gaan niks by die Vader kry nie. Wat julle ook al in my naam mag vra, is in Jesus se naam. Wat julle ook al in Jesus se naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dis die Heilige Gees. As ons gaan kyk na Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Hierdie is groot woorde. Maar ons luister weer. Hy wat in die Seun glo, hy wat in Jesus glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, as ons die Seun Jesus ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Praat ons nie van hierdie lewe nie, ons praat van die ewige lewe. Maar die toorn van God bly op hom. So dan maak ons God kwaad. So die kernpunt hier is, niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus nie. Niemand. Dis hoekom ook as ons bid, dan bid ons in die naam van Jesus, né? Alles aan hom Jesus. Ons kan nie die Vader iets vra nie. Ons moet deur Jesus werk om by die Vader uit te kom. Dis die enigste manier. Die enigste manier. Jy kan nie na die Vader toe nie as jy nie deur die Seun werk nie, deur Jesus nie. Nou, so duidelik vir ons gesê daarin Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En daar so baie sulke versies. Toe Jesus gedoop is die dag, het daar ook 'n stem uit die wolk uitgekom wat gesê het, dit is my seun in wie ek welbehae het. Luister na hom. So wat is ons geheim? Luister na Jesus. Bid tot hom om by Vader uit te kom. Luister na Jesus en doen wat hy sê. Wees hom gehoorsaam. Dan sal ons by die Vader uitkom eendag. Kom ons dit net so aansluit ek vir ons af. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord vandag in die naam van Jesus. Here, ons is so klein en nietig en ons weet so min. Here, dankie vir die woord wat jy aan ons openbaar het vandag. Dat ons weer besef, wie is u seun? En vir wie is al die mag en krag gegee? En dat daar geen ander weg is om na die Vader te gaan behalwe deur die seun nie. Here, dan sê ons,
dankie vir nog 'n dag. Dankie vir die reën wat U op ons uitgestort het. Dankie dat ons nog kan, vrylik ons geloof kan beoefen in hierdie land van ons, waar dit in ander lande so verban is en waar mense nie eers oor die mag praat of 'n Bybel mag besit nie. Ons is so bevoorreg, is so kosbaar. En dat ons weet wie is die Vader, niemand het nog die Vader gesien nie, maar ons sal aanhou glo aan die Seun en tot die Seun bid as dit U wil is. So bid ons in die naam van Jesus. Amen. Amen. Gerard, dankie. Gaan nou kyk